Dis lekker lang naweek, is nie lekker nie. Al die skoolkinders is môre af gesprek. As skoolkinders. Hulle het nie maar gelei daar. Is julle moeg vir die huis? Nee. Is julle ouers moeg vir julle? Ek dink die ouers is moeg vir julle. Maar baie dank dat nie so. As baie mense op die weg is, en ander mense keer so 3 dae verlof van ouers moet keer weet hoe ek my weg gaan. Maar baie dank dat my elkeen van julle, dat ons besoekers ook vandag nie. Ek het gehoor, daar's 2 verjaarsdae hier in die kerk vandag. Daar's 2 verjaarsdae. Ja, jy moet my hand opsteek, waar is Freddy? Is Freddy hy verjaar vandag? En, as daar, en wie, wat is sy naam? Daniel, as hy sy verjaar vandag. Wie in die week verjaar, kan ons sien, sy enige iemand wat in die week verjaar. 4 weke terug, was ek gee my verhaal, wat soos ek verhaal nie gegeen was. En dan is daar mense die eerste keer vandag in die gemeente, is ek goeie in handen sien, ek in handen, so nee, weet jy, zeker aan wat is die deel krijg chocolate, maar doen die containers. Gaan julle nou die naas sien. Daniel neem die dochter sy brief om die beheer. Sy het Vrydag my is baie leuk. As allemaal die eerste keer is, as hy. Dis hoe vinnig afkondig, ons gaan ons Bybelklas nie vanmiddag het op volgende Sondag nie. Dis lang naweek, as ons daarna weer aangaan. Ons is besig om te praat oor what is God doing in my life op hierdie aarde. Waarmee is God besig in my lewe? As jy wil belangstel, dan kan ek dit ook maak, as jy wil deel is met my goed. En dan hierdie week is rustig weer gaan volgende naweek 'n missions outreach hê. So enige iemand wat klere het, of ou bedde goed het, is baie welkom uit in die week, so vir my met die kerk afgelaai, of jy kan my kontak maak, ons sal aan hulle vir die stuur, dat jy dan die kontak maak, hulle gaan dan die naam kan kom, 'n missions outreach hê. Ons gaan probeer kyk, ons kerk het 'n streamingstasie, net aan die kant oor staan. So ons opsoek te gaan, of ons gaan die so in ons sien, gedeelte gaan ons dan 'n uitreiking hê. Dis deel van die Here se hartklop is om 'n verskil te maak in die gemeenskap. So ons baie dankbaar vir dit wat hulle doen. So ons nooi julle asseblief as julle klere het, ek weet nie of mense blikkies kos of so iets, as jy enigiets wat julle kan bring, wat ons kan uitreik na toe. Daar is kindertjies in daai gemeenskap, so as hulle sweets het, of kinderklere is heel baie welkom. Nie dink kinderklere is nie welkom nie. Dit is nogal 'n groot area wat ons werk met die missiesveld, so ons nooi julle dan asseblief. Ons sal dan foto's laai na die tyd waar hulle was wat ons gedoen het. So ons opgewonde wat dit in die Here kan doen. Is julle gereed vir die dag om die Here se naam groot te maak? Ek weet julle is soekie uitgesprei, julle is welkom as julle 'n bietjie voor wil sê. As julle nie wil nie, dan julle net daar by is. Maar ons gaan die Here se naam groot maak. Ons sal hom loof en prys, want hy is God. Want in die week ons laas Sondag gesien dat die gemeente. En hulle kon daai tyd met my gepraat oor uitreikings wat hulle doen, iets in die Here plaas, nee. Woensdagoggend kry ek 'n oproep net na 6, hy sou lewe. So ons sal ook deel rondom sy begrafnisdiens hierdie week. Van die ouer gate in die gemeente sal ek onthou, so 'n groot man wat altyd rondgespeel het. Sy naam was Johan. Sy bynaam is Kleintjie. Ek dink ook ek gespot het, hy is nie klein, hy is groot geweest. Ek het hierdie week met daai uitgelei dat hulle was by sy werk, my gastehuis, oggend toe kom hulle, dus ek oorlede in sy bed. Ander persoon loop al vir sy little jet couch, so ook hierdie week, slieke. As dit nie meer met ons sien. So hierdie week was baie hartseer. En ek dink dat ons dink aan al die families. Maar vandag het die Here ons gesê, ons het so 'n bietjie Vrydag dink ek, het ons 'n vergadering met ekstra liede gehad, praat ons oor die blydskap van die Here. Jy sien, om happy te wees, moet iets gebeur met jou en happy te maak. Maar om joy te hê, is iets wat God binne jou plant. En dis spite van ons omstandighede, sê Here, the joy of the Lord is my strength. Dis wat ons vandag gaan doen, dat ons Here in loof en prys en vreugde wat hy vir ons gee, ten spite van alles wat gebeur. Ons staan almal saam, dat ons is saam bid. Vader, baie dankie dat ons as u huis, die kinders, die liggaam, saam kan kom. Ek vra Here dat hierdie diens sal seën, ons sal ontmoet op die plek waar ons staan. Maar saam met dit, Here, laat ons beweeg waar u wil hê ons gaan. Here, ons lê elke las af, ons lê elke ding wat tussen ons en staan, lees nou af, ons wil ewe uit ons hart uit, net loof en prys vandag. Baie dankie, Here, dat ons weet, dat u is met ons. En Here, terwyl ons vandag die tyd uitgekoop het,
Here seën ons die aanraking van die Heilige Gees. Ons dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. En dan baie dankie voorstandersmusikante. Ons sing dit saam.
Here daar, ons oor moet kom en sê, you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, to you are all things. You deserve glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, to you are all things. You deserve glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. And from you are all things, to you are all things. You deserve glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. And from you are all things, to you are all things. You deserve glory. And you deserve glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, to you are all things. You deserve glory.
neem. Dis die God wat in ons hart wat sê, ons wil ophef en ons wil nie verhoog. Here, ons wil nie deel van ons lewe elke dag waarskap weer. Here, wil ons hier nie saam met ons stap, Here, dat U ons voetstappe rig, Here, dat U ons koning en ons Here is, Here. Dis ons sê, we exalt you, Lord, Lord, lift your name up high. Because when you are lifted up in our lives, Lord, then we know that you will lift us up also. Here, waar is ons op weet dat mense Jesus in ons gesê, dat mense Jesus sal sien waar die koning probeer, dat mense Jesus sal sien hoe oor ons staan, dat ons koning is, ons Here is. Here, ons weet vandag, dat ons vader, die kinders, Here, ons sal vas, as kinders van die Here, erfgenaam van die Here. Maar Here, ons kyk om ons sien het, hoe groot is ons God, Here. Ons kyk na mense om ons, en ons sê, oh God, is an awesome God. Here, ons kyk om ons, ons sien die werk van die hande, en wanneer ons so saamkom, dan weet ons, Here, U is in ons midde. Dis waarom ons hier wil ophef. Dit is waarom ons hier wil oprig in ons lewens, as ons koning, ons Heer. En vir ons kom ons saam, Here. Here, die woord sê, waarmee sal die hemel sy pad sy en die te hou, aan die woord, Here. En waar is ons terug vandaan, kom ons sê, rig ons oog op na die berge. Maar Here, al tye ons in lewe wat storm so groot is. En ons net moet besef, turn your eyes upon Jesus. Wanneer ons die oog van Jesus kyk, dan word alles om ons net stil. Wanneer ons die oog van Jesus kyk, dan sien ons 'n stem wat sê, my kind, ek het jou lief. Wanneer ons in Jesus se oë kyk, besef ons vandag uit, is sy woorde te sê, dat die storm stil word. When we turn our eyes upon Jesus and look into His wonderful face, all the things of the earth will crumble and go dim. Miskien staan jy vanoggend in die storm van jou lewe. Wanneer ons hierdie lied sing, wil ek vir jou sê, kyk na Jesus. He is the anchor of your life. He's the king of your heart. And He's the one that calms the storm. He's the one that walks upon water. He's the one that heals. He's the one that conquers. Wanneer ons hierdie lied sing, dan sê hy, when all the things of the earth will grow dim, in the light of His glory. Weet vandag, as Jesus in die omstandighede staan, sal hy dit verander. Kom sing hierdie lied, turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Full in His wonderful face. And the things of the earth will grow strangely in the light.
In the presence of God, there is peace and calmness. Lord, this morning we pray that your calmness and your peace will be part of our hearts. That nothing will happen in this life that will steal this from us. Dat wanneer ons staan in die wêreld en die donkerte kom, wanneer ons kom in die wêreld en die storms kom, ons sekerheid kom, dan sê ons dat ons oos gevestig in Jesus. He will return, but for now our eyes will be upon him. Here ons eer U vandag het ons gesê dat U is ons God. U is ons Heer. U is ons anker. En as jy volgende daar staan en jy miskien storm in jou lewe, jy miskien onsekerheid, jy miskien iets wat vir jou jou vrede steel, dan sê die Here volgende, maar jy moet net op my gevestig. I will take care of it. Ek sal aandag gee daarom, ek sal dit opneem vandag. Ek het my dat ons sekerheid vat Christus vandag. En ek verander dit. You will be like a tree planted. Is the water. En jy sal groei, jy sal vrugte. Want jy is die God. En jy moet gevestig dat die Here is jou krag van God af. Nie van die wêreld af, en dit kom van die Here af. Here ons bid dat ons aan Here verandering met genesing vir mense siekes. Dit daar mense van vertroosting nodig het, Here, waar hulle geliefdes verloor. Ons bid vir U krag en vertroosting in hulle lewens. Lord, we pray for those people that has businesses in this time that are unsure about the future. Here ons bid vir voorsiening, vir kliënte, vir deurbraak. Hier is dit vir mense wat vandag sit en gebroken het. Vir mense wat in depressie sit, wat God wil ter inkoming van lewe vir jou gee. Maar die duivel kom om die steek te verwoes. Because your word says we go to other prayers, you will come and minister to us. Die Gees bedien ons. Here, die lewe gee vandag aan ons. En Here, die gee lig. Die bring herstel. En vra Here vanoggend dat die woord, die Gees, ons harte net sal bedien. Dank U, Here, ons stemme kom gebruik het vandag met die loof en die prys. Maar Here, die lof en aanbidding van God bly net in die kerk nie. Maar wanneer ons dit beweeg, sal ons steeds die prys en die lof en aanbidding oor ons uitbring. In die naam loof en prys ons dank U daarvoor. In Jesus se naam. Amen. En dan met baie dankie, jy kan sit dat jy neem. Baie dankie, ons dank vir ons. Amen. Terwyl ons so sing, besef ek deur die sang, dat die Here klaar vir ons 'n boodskap het. Ons het gesing, I surrender. Vanmôre van die Here vir jou sê, al jou seer, al jou bekommernisse, surrender to God. Why? Because He's worthy of it all. Amen. He's worthy to be praised. Amen. Daarom moet ons in ons omstandighede moet ons sê, I exalt Thee, O Lord. Hallelujah. En as jy voel jy raak mismoedig, keep your eye upon Jesus, because He's the Lord. Prys Here, ja. Hier is lofprys en aanbidding, ek sal lees, baie keer dink jy mense besef, dat wanneer ons so sing en dan vir Here groot maak, dat in die reis in daai oomblik, dis nie net sang nie, dis woorde wat uit die mond uit, wat jy met die Here deel. En wanneer ons so lofprys en aanbidding, ek sê nog altyd, die deel rondom God se hart oor lofprys en aanbidding, dat dit gaan nie net oor musiek, because when God sing your heart, praise comes from the heart. En wanneer dit die hart uitkom vandag, dan vloei dit die hele liggaam in die toe. En dit is wat ons vanoggend gedoen het. Ons het bietjie vandag begin gesels oor die pad van Rome na Rome. Julle ken die gesegde wat hulle sê dat Rome is nie eendag gebou nie. Weet julle ken daai gedeelte nie. Rome is nie eendag gebou nie. En ons het laas weer 'n bietjie gedeel oor ons geestelike groei, waarmee God op pad met ons begin stap. En baie keer dink ons dat ons geestelike groei moet so skipstof wees. Jy gooi alles by mekaar, jy klits dit nie, druk dit aan. But when God is dealing with your life,
growth. En dis die enigste keer in my lewe wat ek ooit 'n drank-advertensie sal gebruik. Jy het hom al gehoor. Kaassalade, iedere kaassalade. Jy gaan nie vir hom weer drink dit. Wat hulle nou slogan is mature through time. Hoe langer jy dit brou, hoe beter is die gehalte van die. So wanneer ons oor ons geestelike lewe praat, moet ons besef dat ons nie haastig raak wanneer ons die pad gaan stap om geestelike groei. Ons moet nie haastig raak om 'n resultaat daarna te kry in ons lewe. Soms vat dit lank voor die dinge begin gebeur in die lewe. Maar God toets ons juis in ons getrouheid om aan te hou. In die week lees ek dat die grootste sleutel van sukses gaan nie oor geld wat jy kry nie. Gaan nie oor hoeveel verkoop jy in 'n besigheid of 'n groot besigheid is nie. Dit gaan nie oor hoeveel goeie leiers jy in die kerk of jou organisasie het nie. Sukses bepaal, die groot faktor wat sukses bepaal in die wêreld is uithou vermoë. Dis baie mooi, is uithou vermoë. To keep on going no matter what. Amen. Maar jy sien, in die wêreld moet ons besef dat Christus het gekom, hy het geleef, hy het gesterf, hy het opgestaan, hy sê die koninkryk van die Here kom, en almal dink toe, dit gaan nou gebeur. Die Here gaan nou kom. En dan self regmaak, die Here gaan kom, en ewe skielik is dit nog 100 jaar later, is al 200, dit is gebeur. Jesus kom. En hulle moet vashou aan die belofte dat Jesus weer gaan kom. En baie keer wanneer jy die pad gaan stap, sê wat hy gaan nie meer kom en dan gaan verslap ons en ons gaan lê. Maar die Here sê vir ons, die wat volhard tot aan die einde. En dit is die sukses wat die Here ons, dis ook Rome is nie een dag gebou nie. Ons moet besef dat wanneer ons na Rome kyk, dit het jare gevat om hom te bou. Maar selfs wanneer ons met paaie in Rome kyk, dan sê ons vandag, die paaie is rybaar. Hulle het nie gelees as ons vandag het, so ons teen paaie hou nie eers in Rome se paaie hou. Why? Because they took time to build it strong. En wat vaak jy so blaai na Romeine 12 toe. En ons gaan elke Sondag na Romeine pad, ons af en toe die Romeine pad met julle gaan deel. Romeine 12 praat van die pad wat ons met Christus begin stap. En begin by die eerste gedeelte vers 1, Romeine 12 vers 1. Luister maar mooi. Ek vermaan julle dan. Halleluja. Luister mooi. Ek vermaan julle dan. Dit beteken, het word aangespreek. Dit word beklemtoon. Dit word streng neergelê. Dis nie van ek sê vir jou, ek vermaan julle. Amen. Dit beteken dat pad wat hulle stap, het hulle al klaar verkeerd begin. Hier kom hy en sê, ek vermaan julle dan. Broeders en susters, by die ontferming van God wat omgee, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Ek vermaan julle begin by dit. Dis die belangrikste deel wat julle moet besef. Dat wanneer jy die pad begin stap, when you are starting on the road of salvation, already had received salvation, but on the road to honor God, you start with this one thing, give your body to Christ. Amen. Dit gee hierdie liggaam, met jou vingers, met jou mond, met jou oor, met alles wat jy is, hierdie liggaam gee jy letterlik aan God as 'n offer. Maar wanneer jy hom neerlê, dan sê die woord ons, dis nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat leef in my. En dan het die 4-5 woorde wat ons laas week gedoen het, dit dit nog. Ons sê, wanneer begin ons die woord, ons pad van, ons oor pad van gebed, en dan ek oor heilig maak. Heilig maak. Heilig maak is 'n proses wat jy maar pad staan van Rome. You walk it slowly and you give every part of your life to Christ. En dit vat baie keer, dit is baie moeilik om alles te leer te gee. Ons kom ons gees hart verleer, dis waar ons begin. Ons leer vir ons kinders, hoe jou hart, maak jou hart se deel dat Jesus kom bly in jou hart. Die heel eerste ding ons leer vir Christus is hart. Ons gee ons hart, en dit wat ons lewe is, gee ons aan hom. Maar dan sê Christus, dat so die res van ons begin. Amen. Luister maar, my waarde luister ons. Soos ons ore vir die Here begin gee, kan ons
verander waarna ons luister. As ons glo vir die Here, dan ons verander waarna ons kyk. As ons hande vir die Here gee, ons verander wat ons met ons hande doen. As ons voete vir die Here gee, ons verander waarheen ons beweeg. As ons brein wil verander, ons verander waarheen ons dink. Dis die as jy sê. Jy sê dit, en word in hierdie wêreld gelykvormig, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige volmaakte wil van God is. As ons hierdie pad begin stap, nou ek wil nie sang net en dan lees bewys, dat die Here sê, turn your eyes, surrender, gee oor aan die Here. Give everything to God. As 'n groep wat sing, if we are his body, why aren't his hands reaching? Why aren't his feet walking? En dit is wat ons as kinders van die Here by Rome begin. As ons die pad op begin stap, moet ons klippe begin neerlê om die pad te bou. Amen. Ja, die klippe nie neerlê, iets wat jy aflê in jou lewe. 'n Sonde, 'n begeerte, 'n droom, al die dinge wat jy het, moet jy kom in Jesus se voete neerlê. Dis die Here gee alles vir u. Alles. Want wanneer ons alles vir hom gee, dan sê hy, dat sal ons God se plan en wil begin doen. So baie keer vra ons dan, kom profete besoek ons dan doen ons die profete, sê weet ek moet jou profeties woord, die Here sê dit vir jou, dit. Maar wie is jou hart, jou lewe nog ergens, maar daar is dit, beteken daai profetiese woord, absoluut niks. Want die gaan onthou daar, en die gaan vergeet. Want wanneer ons op 'n plek kom, waar ons lewe vir Christus gee, ons besittings, ons denke, waar ons kyk. En ons weet dat dit waar ons kyk, waar ons luister, waar ons praat, het 'n invloed op dit wat jy in jou gedagtes glo. Dit verander. Toe ek die eerste keer 'n karretjie vir my gekoop het, 'n appeltjie gekry. Baie vir appels hier raak as jy 'n appel gekoop het. Jy weet dit al beleef, as jy na 'n kar kyk en jy hou van 'n kar, jy sê net appels rondry. Want jou mind is 'n sekere hartsbegeerte, of dit wat jy beleef. En dis hoe God ons harte wil verander. Hoe meer ons dit vir sy woord, hoe meer ons dit vir gebed, kom hy met heilige maak op 'n plek waar hy sê, ek gaan jou verander. Amen. Hallelujah. If you have met Christ, your life hasn't changed if you follow Christ. Dis hoor. Dis waar man. As jy Christus ontmoet het, my verander nie dat jy die verkeerde Christus ontmoet. Because meeting Christ changed lives. Amen. Dis wat reg. So wanneer jou lewe nie verander, moet jy gaan terugkyk en sê, Here, maar as ek jou ontmoet het, hoe verander my lewe? Dan gaan ek gaan nou vir nul raak, because jy haven't given over. Ek jy oorgegee. Jy het nie oorgegee. In die ou dae, as ek nog kind was, hy van oude mense sal ken, dan word daar nie oorgegee. Wie wil sy hart vir die Here gee? Weet jy waar eindig het? Die voor, waar mense wat neergestaan het. En wanneer jy neer is, dan gee jy oor. Amen. Maar as jy deesdae wat jy gee so harte vir die Here en skryf aan ons lewe. As jy wil die snop en traan met jy wil die snop en traan. En jy nog 'n jong man se hart vir die Here gee, en jy letterlik gesien snop en traan het. Hoekom? As berou en ek wil nie sê die Here nie. Maar ek wil nie vandag vir julle sê dat julle bekering is nie reg gewees nie. Ek wil net vir julle sê dat jou hart God het nodig dat jy dit gee. Amen. As jy oggend opstaan, is die Here hierdie dag is die dag. Gebruik my, waar jy wil hê. Werk aan my, waar jy wil hê, en jy wil werk. Dawid het hier gebed, dat ek dink dis die moeilikste gebed ooit. Want enige iemand kan dit doen. Hy sê, God kom deursoek my hart en kyk of daar nie 'n verkeerde weg is. Dit wil ons daai gebed soos Dawid bid. Amen. Gaan ons bang wees dat God gaan is. Want ons almal het 'n sondige ons so oester, so vas.
Ons geniet so lekker. En dis dit wat God vir ons geprys. Amen. Daai gebed wil ek vir jou uitdaag om hierdie week te ontbid. Die jonge staders bly in Rome. Ja, Rome het tyd gevat om te bou. Maar aan die tyd het gevat om te bou, het hy aanhou besigheids vermoë gehad. En hy het volhard kan dit. Maar jou lewe moet jy vandag sê, ek wil nie verkeerd bou op die pad wat Here in my staan. Amen. Ek wil verkeerd bou, ek wil meer nie my eie wil vashou en ek wil bly wat Jesus sal volg. Dis ons redelike godsdienst. Dis die basics waar ons moet vind. Hy praat hier van preek. Hy praat hier van jeuguitreikingsnou. Hy praat hier van die groot wondere, groot tente bou en dienste hê. Hy praat hier van waar dit begin is. Jy moet jouself gee as 'n offerande. As 'n offergawe. En wanneer jy offergawe gee, dan gee jy alles. Nie net 'n bietjie nie, jy gee alles. Amen. Jesus het die pad gestap. Ek sit hier af. Hy het die pad gestap op hierdie aarde en hy sê hele lewe toegewy aan God. Hy het gesê ek moet dit doen dis sy Vader vir ons sê. En dit beteken tyd van Getsemane gekom en hy het gesê Vader laat hierdie beker by my verbygaan want hy sê maar nie my wil nie maar u wil. En toe hy die beker gevat het wat God die Vader vir hom gegee het hy besluit om aan te gaan. Hy het volhard. Hy het sy alles gegee. Tot aan die einde, tot volhard tot aan die einde. En wanneer hy het volhard tot aan die einde, het ons die wonderlike nuus gehad, het hy opgestaan. Ons leef nou na die tyd dat hy 40 dae op die aarde gewandel het, en hy het die dinge met sy disciples gedeel in die koninkryk van die Here. En hy het 'n belofte gemaak toe hy opgeneem is in die hemel sê, ek sal terugkeer. Jesus het volhard, terwyl hy sy alles gegee het. Ek dink ons as mense om nooit op die plek kom, waar ons alles kan lewe. Ons sonde sal altyd so 'n bietjie van 'n hou vas hê. Maar terwyl ons aanhoudend moet gee, sê Here gee my hart, gee die geweertes vir my. Here gee my tyd, gee my gesinne, Here ek gee my gedagtes, ek gee my woorde wat ek sê, dit waarna ek kyk, Here gee vir my. Ek was gister-aand 'n fliek kyk. Maar die eerste kon ek toe daar ou sê, Jesus Christ is die love. Hoekom? Dit waarna ek kyk, dit waarna ek gister. Maak saak vir Jesus. Amen. En jy sien wat ons in ons vandag lewe. Ek dink al die nuwe flieks doen dit. Doen elke nuwe fliek gebruik Jesus se naam. Dis asof dit 'n nodig word. Maar wees jy die een wat sê, nee. Amen. Ek gaan nie daarna luister nie. Ek gaan nie daarna kyk. En as jy miskien vandag sit met 'n probleem wat jy weet is om dit te gee, dan liever sê dit nie maar van Jesus. Gaan na hom toe. Gaan deel jou hart met hom. Gaan selfs oor daai struikelblok meer lewe met hom. Nou nie. Dis is die Vader, Jesus deur gelaat tot die einde. Sal hy jou ontmoet. Amen. Hy sê jy wil dit gee. Hy sê jy ja om hierdie room wat nie eendag gebou is, te begin bou jou room. Ons begin met die klein dingetjies eers. Gee jou liggaam as 'n offer aan die Here. Amen. Ons sê dit. Vader, so baie keer word ons in hierdie lewe rondgeskuif, die storms, mense se woorde, boeke wat ons lees, die nuus waar ons kyk. Here, selfs die begeertes en die aanvalle en die misleiding van hierdie wêreld. Kom almal in die pad ons. Here, terwyl U saam met ons stap op 'n pad, ons leef verander when you are walking with us. You say that what is on our shoulders we must lay on yours. Dat U die las van ons op afvat. Of ons las hier gee. Here, help elkeen van ons terwyl ons in die pad staan. Om so bietjie van bietjie
Here, wanneer ons hande iets moet doen, let our hands belong to Christ. Here, wanneer ons voete ergens heen moet gaan, laat ons voete beweeg waar U wil hê ons moet beweeg. Here, wanneer ons woorde moet spreek, dat ons woorde sal wees, om bemoediging en opbou dit U vir ons vra. Here, wanneer ons die TV aansit, wanneer ons na dinge om ons kyk, dat ons oor sal kyk soos U wil hê ons moet beweeg. Wanneer ons luister, laat ons sal luister soos U wil hê ons moet luister. Lord, this body is now the temple of the Holy Ghost. Hierdie liggaam is die tempel, oorgegee aan U. Hierdie elke van ons op die sit, Here, laat dit ons begrepe sal wees. Dis Here, wat ons hiermee begin, en myself vir U sal gee. Dat ons die liggaam van Christus wil maak. Here, ek bid vir elke uitdaging, vir elke versoek, Here, vir elke versoeking, vir elke ding wat heiliglik gee, dat iemand sy volle liggaam, sy volle wese vir U kan gee. Vandag Here vir oorwinning en herstel. Dankie Here, ons volgende kan sê, dat by ons die pad gestaan. Maar Here, Rome is nie een dag gedaan. Maar wanneer ons dag daaraan kyk, hoeveel jare terug, is dit gebou gewees en dit staan nog steeds. Daar die paaie, daar die gebouwe. Dit is so dat ek die bouw vir ons lewens. Amen. Soos ons lewe vir die gee. Here, wanneer ons die einde van ons tyd kom, selfs wat van ons lewens moet gee vir U, ons geloof dan, dat ons in die lichaam, this body, I pay it gladly unto you. En dit behoort aan die Here. Baie dankie Here, dat ons net vandag kan sê, Here, kom met begin by my. If there is any wicked way, show it, Lord. Show it in my heart, in my life. En dis wat ek weet in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Kom ons gaan in die week in, kyk in jou lewe, begin met die goedjies wat ons laas week gedoen het, oefen dit, gaan nog op sy woord doen, tyd in gebed, maar kom ons moet die plek in ons self lewe. Amen. Wat is iemand daarvoor sal geklink om, ons ook by hierdie gemeente bestuurders vir ons eer. Die Here sê vir ons, dat ek 'n bemoediging gegee wat lief, saam met dit sê hy ook, as jy saai, sal jy ook maai, maar meer is dit, sê hy, dit het nie geleer. Dis 'n offer aan hom. En in die week het ons gepraat oor hierdie offer aan die tiendes. Wanneer jy dit gewoon aan die Here gee, dan vra ek jou baie mooi dat, Frans was sê, bring vir ons die Christie na vore, asseblief. Dan vra ek jou, wanneer ons hierdie lied sing, dat wanneer jy jou tiendes of die offergawe bring, dan bring jy nie net 'n blik geld. Jy bring nie net iets. Ek wil hê dat jy saam met dit vir die Here dankie sê. Dankie sê dat dit in jou lewe is. Die feit dat jy salaris ontvang het. Die feit dat jy het kan gee. Maar meer is dit jou gesond, jou krag en dat jy huis van die Here het gestaan. So dit gaan nie net wees wat ons gooi in vandag nie. Weet jy baie keer wanneer ons die nagmaal-breek van seker ons raak so stil voordat jy die nagmaal-breek inneem. Vandag wil ek hier stil raak voordat jy jou offergawe bring. Want dit het gegee vandag is vir God se koninkryk. Amen. Dis vir sy werk. Kom staan saam, ons sing hierdie lied as 'n vlamme brand. Daai vlam is dit wat Christus het wat hy ons lewe gee. Amen. Bye.
Mense wat weggegaan in Januarie, vra jy dit hier aan vir beskerming oor hulle op ons saak. Baie hou, wanneer ons weer saamkom, Here, dat daar 'n wolk van getuienisse sal wees van wat het ons lewens gedoen het. Ons dankie daarvoor. In Jesus naam, maar ek vir ons gee, vra Here dat hierdie wat ons ontvang het vandag, die koninkryk geprys sal word. Here, dit geprys sal word, die naam groot en ons word nie daarom buite. En ons weet vandag die werk van die Here sal groei. Ons dankie daarvoor. In Jesus naam.